Hartlike goeiemôre aan almal wat na hierdie video kyk en of wat tans na my stem luister. Dis vanoggend 'n baie besonderse dag en ten spyte van die slegte nuus wat ons nou gisterand gekry het oor die lockdown tydperk wat met 2 weke verleng is vandag Goeie Vrydag en herdenk ons die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Nou, vir ons as gemeente was dit nog meer besonders geweest, want dit is ons eerste Paasnaweek saam. En ons het so groot verwagting gehad en so baie planne gemaak. Ons het regtig uitgesien na Paasnaweek en nou bevind ons onsself almal in afsondering en kan ons nie meer by mekaar kom nie. Ons kan nie die tafel van ons Here Jesus Christus saam gebruik nie en ons is almal ver van mekaar af. Maar ek wil vandag vir elkeen van julle sê, net daar waar julle nou sit, verklaar vandag saam met my dat ek kom vanoggend met 'n verwagting. Ek kom vanoggend om 'n boodskap te ontvang. Ek kom vanoggend om gevul te word met die Heilige Gees. En ek kom vanoggend om deel te hê aan die tafel van Jesus Christus. En geen virus gaan my stop om die woord te hoor vanoggend nie. Geen virus gaan my weghou van my Here Jesus Christus nie. En ek beveel hierdie virus en siekte oor hierdie land en oor hierdie wêreld om homself in die see te werp in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ons gaan vanoggend begin met opening, dan gaan ons vir julle so 'n klein musiekvideoetjie speel. Julle kan gerus saam sing en daarna sal ek vir julle die woord bring en dan gaan ons, soos dit gebruiklik is, almal saam nagmaal gebruik. Kom ons almal luister nou lekker saam na hierdie volgende lied, Jesus Messiah. En sing uit volle bors uit, sing tot eer van die Here. As dit nie was vir Jesus nie, was ek en u nie vanoggend hier gewees. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel.
almal weet dat die Here Jesus Christus sy lewe moes aflê sodat ek en u kan lewe vandag. En hy was die woord wat vlees geword het. Hy was die vlekkelose lam gewees. Hy het al ons krankhede op hom geneem. Hy is gedeurboor vir ons oortredings en hy was 'n offer gewees vir ons sondes. En die Here Jesus Christus het al hierdie dinge vrywilliglik gedoen. Nou ek wil vanoggend vir ons lees uit die woord uit Johannes 10 vers 17 en 18. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Hier kom die Here Jesus Christus en hy sê dat geen mens het die mag of die gesag oor sy lewe nie. Geen persoon op hierdie wêreld kan sy lewe neem nie. Slegs Jesus het die mag om sy lewe af te lê en slegs Jesus het die mag om sy lewe weer op te neem. En dit is vir hom gegee deur sy Vader. En met dit in gedagte kom dit daarop neer dat die Here Jesus Christus was ten volle in beheer gewees van sy lewe. Elke tree wat hy na sy kruisdood toe geloop het, was hy in beheer gewees. En al het dit gelyk asof die omstandighede hom beheer het hy die omstandighede beheer. Ons begin by Matteus 16 vers 21 waar Jesus sy dood en opstanding aankondig. Nou die Here kondig sy dood 3 keer aan en ons kan daaruit verneem dat die Here presies geweet het wanneer dit die tyd sou aanbreek dat hy sy lewe vir ons sou afgelê het. In Lukas 22 vers 16 het hy die laaste maaltyd en sê ook vir sy disippels, weet, hierdie is die laaste keer wat ek van hierdie brood gaan eet. En ek kan nie hiervan kan eet nie voordat die koninkryk van God nie vervul word nie. In Johannes 17 vers 4 gaan hy nou in gebed in en hy sê, Vader, ek het u nou verheerlik en dit wat vir u my gestuur het, is nou volbring. En ons kan uit hierdie 3 teksverse kan ons baie duidelik aflei dat die Here was op pad gewees. Hy het 'n missie en 'n visie gehad en hy het presies geweet wat hy doen. Hy was ten volle in beheer gewees. In Matteus 26 kom Judas nou by Jesus aan en hy verraai vir Jesus. En iemand wat saam met die Here daar was, gryp sy swaard en kap die diensknegt van die priester se oor af. En die Here kom en stop hulle eintlik en sê vir hulle, nee, maar julle hoef nie dit te doen nie, want dink julle dat ek die mag het om te bid tot die Vader en dan sal hy 12 legioene engele vir my stuur om my te beskerm nie. En dit is so 'n interessante stukkie in die Bybel, want dit bewys weer ons daarop dat die Here ten volle beheer was. Hy kon gekies het en besluit het. Hy het beskerm, hy het engele beskerming oor hom gehad. En hy kies om die pad verder te stap. Hy kies om nader aan die kruisdood te kom. En hy is ten volle in beheer van die situasie. Hy tel die oor op en hy sit daai oor weer terug in daai diensknegt en hy genees daai oor volkome. En hy word 'n gevangene geneem, 'n vrywillige gevangene, ter wille van my en van jou. En dan kom ons by Pilatus en Pilatus ondervra hom en is besig om hom te ondervra en Pilatus kan nie fout by Jesus vind nie. So hy gaan kyk waar kom Jesus vandaan en hy vind toe nou uit Jesus kom uit 'n streek uit waarvan Herodes toe nou in beheer is van. En Herodes is toevallig ook nou daar in Jerusalem en hy roep Herodes nader en Herodes was redelik opgewonde geweest om Jesus te kan ontmoet. Ons lees dit daar in Lukas 23. Hy wou so graag altyd vir Jesus nog ontmoet het en hulle begin met Jesus te gesels en hulle vind geen aanklag by Jesus nie. En ek dink die mees amazingste gedeelte van hierdie hele ontmoeting tussen Pilatus en Herodes en Jesus kom aan Lukas 23 vers 12 voor waar ons lees dat Pilatus en Herodes word nou baie goeie vriende waar hulle voorheen vyande was. Want jy sien, wanneer jy in die teenwoordigheid van ons Here Jesus kom, sal jou vyande vriende word van jou en sal daar net liefde tussen mekaar vloei. En dit is die atmosfeer wat om die Here was.
ten tye van hierdie mismoedigheid, ten tye van hierdie pad waantoe hy op pad was, sy kruisdood. En Jesus Christus word gekruisig en Pilatus het eintlik alles probeer om hom onskuldig te laat bevind, want die volk wou hom kruisig, en op die einde van die dag het Pilatus net sy hande so gewas en gesê, ek was my hande nou in onskuld, en Jesus word gekruisig, die 6de uur breek aan, sê hulle, en daar was duisternis gewees, en op die 9de uur, wil ek graag vir julle die stukkie gaan lees in Lukas 23 vers 46. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dit was volbring gewees. Die Here Jesus Christus lê sy eie lewe vrywilliglik af vir jou en my. Hy gee sy gees oor aan die Vader en die voorhangsel skeur van bo na onder en die ontslapende heiliges staan uit die grafte op en begin rondbeweeg. Die aarde skeur en Jesus het dit waarvoor hy gekom het, sy missie en visie, dit is volbring en hy lê sy lewe af vir jou en my. Nou die kruis simboliseer nog altyd vir ons hoop, oorwinning, verlossing en innerlike krag. En ek gaan afsluit met die laaste stukkie uit Markus 8 vers 34 en 35. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En hier kom die Here en hy sê vir ons dat, jy weet, ons moet ons kruis opneem. Ek en u moet ons eie kruis opneem. En dit is eintlik my kerngedagte van vanoggend se boodskap, is dat ons kruis opneem vandag. En dat ons onsself kruisig. Maar hoe doen ons dit? En ons kan dit sleg doen deur te begin deur onsself te verloon. Die woord sê dat ons moet onsself eers verloon. En hoe verloon ons onsself? Ons vat daai eie belang en daai begeertes van ons en ons sit dit op sy en ons laat toe dat ons gee onsself oor aan God en ons laat toe dat sy wil in ons lewe manifesteer. En as ons dit doen, dan verloon ons onsself en dan kan ons ons kruis opneem. En dit bring ons nou by die punt van hoekom Jesus aarde toe gekom het. Jy sien, hy het aarde toe gekom om die sonde en ongeregtighede op hom te neem, maar hy het ook aarde toe gekom sodat hy 'n voorbeeld vir ons kan stel van hoe ons moet lewe en wat hy van ons verwag hier op aarde. En hy het self sy eie kruis opgeneem en hy daarin volhard. Hy het enige tyd kon hy omdraai en sê, Jesus, ek kan nie meer nie, of ek wil nie meer nie. En het net daarvan vergeet, maar hy het volhard tot op die einde. En ek en u moet ons kruis opneem en volhard tot aan die einde. Nou, dit is regtig 'n groot offer om jou kruis op te neem. En ek wil graag met julle getuienis deel en ek hoop dat julle by die getuienis ook sal kan beter verstaan wat ek bedoel wanneer ek sê dat jy met jouself verloon en jy met jou kruis opneem. Jy weet toe, voordat ek die Here ontmoet het ek 'n lewensdoelwitte gehad, ek het ambisie gehad en ek het planne gehad. Was besig om 'n rekenaarspelletjie te ontwerp en ons was eintlik amper klaar geweest. Ons het al beplan, ons het al die geld getel wat hierdie speletjies gemaak het. Ons het al huise ontwerp wat ons wil vir onsself waar ons wil gaan bly en ons het vakansies beplan en dit was regtig dit was nou ons toekoms en ons het daarna uitgesien. Dit was regtig, dit is soos 'n hartsbegeerte geweest. Dis wat ons wou gehad het. En die Here kom in ons lewe en alles verander. Ek sit die hele game op een kant toe en ek gee alles vir die Here. Ek verloon myself en ek gee 100% vir die Here. Ek laat toe dat die Here in my lewe inkom. Ek maak die Here die heel belangrikste in my lewe. Op daai stadium het ek besef dat ek nog nooit God regtig belangrik geag het nie, maar vir die eerste keer in my lewe maak ek God die heel belangrikste in my lewe. Die kern, die bron van my lewe is God. En dit verander my hele lewe, dit verander my hele visie en missie. En my visie en missie van 'n game klaarmaak en vakansie gaan hou, verander nou na siele wen en die evangelie verkondig.
En dit wat God wil hê moet ek uitleef, begin ek uit te leef. Sy wil lewe ek uit. En as die Here wil hê ek moet iets doen en daar was iets anders wat ek wou gedoen het, sal ek altyd eers die Here se goed gaan doen het, want ek het hom die belangrikste geag. Ek het myself verloon, ek het my kruis opgeneem. En dit is moeilik, want ons so baie tye wat hou ander goedjies graag wil gaan doen, en wat jy graag tyd vir jouself wil hê, maar jy raak besig, en die Here verwag baie keer van jou dat jy goed moet doen, wat dit sal nooit uit jou comfort zone uitgaan nie, maar dit is altyd 'n offer. En ek is altyd bereidwillig om daai tyd op te offer aan die Here. Want jy sien, ewe skielik lewe ek as ek 'n geestelike persoon met 'n vlees. Ek lewe nie meer as 'n vleeslike mens met 'n gees nie. Want jy sien, in die vleeslike kan ons nie God behaag nie. En wanneer jy tot daai oorgawe kan kom, dan is jy regtig besig om jou kruis op te neem vir die Here Jesus Christus. En vandag wat so 'n besonderse en spesiale dag is, waar die Here meer as 2000 jaar terug sy lewe vir ons afgelê het, kan dit regtig soveel gevra wees dat ons lewe vir hom aflê, dat ons kruise opneem en dat ons sy wil in ons lewe laat begin manifesteer, dat ons daai vleeslike in ons begin opoffer, begin eenkant toe stoot, daai sondige natuur begin uitwerk, sodat ons God se wil altyd in ons lewe kan laat uitleef. Dat wanneer die mense na ons kyk, sal hulle weet dat ons is kinders van God, want in ons lewe volgens God se strukture, ons is gehoorsaam teenoor sy woord. En dis ons deel van wat ons kan doen, en jy weet, is ons regtig waardig gewees dat die Here sy lewe vir ons moes afgelê het. Jy weet, dis regtig net uit genade uit, dat God het ons so lief gehad, dat hy sy seun vir ons gestuur het, om in ons plek te sterf, en ons is so sondig en vol sonde, en die bloed van Jesus Christus kom en was ons skoon, en gee ons weer kans. Dit gee ons 'n kans, en die Here word vir ons hierdie weg, hy bring vir ons die waarheid, en hy maak ons vry. En in Christus het ons krag, ons het alles. En alles begin by die kruis. So, ons is in dankbaarheid, en wat meer kan ons doen as net om onsself te kruisig, ons eie kruis op te neem en die Here te volg. Sy voorbeeld wat hy vir ons gestel het, te volg en te volhard daarin en aan te hou daarmee. Maak nie saak hoe hard dit is, maak nie saak hoe jou omstandighede jou druk wanneer jy probeer volhard in geestelike dinge nie. Jy hou aan, jy dra. Die Here het nie een keer opgehou en hy het soveel geleenthede gehad wat hy kon sê, nee, ek gaan net tot hier, of Jesus, wag, laat ons hierdie engele gebruik om hierdie mense uit te sorteer nie. Die Here het teruggestaan, hy het stil gestaan, hy het stil gebly, en hy het tree vir tree vorentoe geloop, vrywillig sy lewe vir ons afgelê, vrywillig sy gees teruggee aan God, en dit was volbring, en die kruis is ons oorwinning, en die kruis is ons oorwinning as ons bereid is om ons lewe te kruisig, om ons kruis op te tel, en die Here te volg, nie met net 'n bietjie van jouself nie, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, met alles, jou hele wese, kruisig die sondige natuur, kruisig die eie ek, en vat die naam van die Here op en hou hom hoog. En dit is die gedagte wat ek julle vanoggend mee wil laat, dat ons onsself kruisig, ons kruis opneem en volhard in die pad tot op die einde. Amen. Kom ons gebruik almal vanoggend die nagmaal saam. Maar voor ons begin, kom ons sluit in die hoofde vir 'n danksegging. Here, ons dank en prys U dat ons vanoggend kan deel hier aan U tafel, Here. Vader, my gebed is dat ek vra net, Here, dat U hierdie broodjies sal seën en dat U hierdie wyn sal seën in die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou kom ons neem die broodjies saam. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.
Soms gebruik jy wyn of die sappie saam. Hierdie beker is die nuwe verbod, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet is. Ons buig die hoofde. Here, vandag 2000 jaar gelede het daar vir ons 'n deur oopgegaan, Here. Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Here, en deur hom kan ons by die Vader uitkom, Vader. Deur hom is daar vir ons nou nuwe geleenthede, Vader. En my gebed is, Vader, dat ons hierdie kruisdood nie net van selfsprekend sal aanvaar nie, Here, maar dat ons self ook ons eie kruis sal opneem, Here. Dat ons onsself sal verloon, Here, en dat ons onsself, ons sondige natuur op sy sal skuif, Here, sodat U wil in ons lewe kan geskied, Vader, dat ons U wil sal kan uitleef, Vader. Here, seën elkeen wat na hierdie video gekyk het en of na geluister het, Vader. Gaan met hulle deur die loop van hierdie dag, Here. Bring aan elkeen die heerlikheid van God. Vul hulle met U liefde, Here, en hou U hand van beskerming oor elkeen in hierdie tyd wat ons so in hierdie nood verkeer, Vader. En dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Ons is so vandag 'n vakansiedag gewees, is ons almal afgewees het en by mekaar kon kuier, maar in afsondering gebeur hierdie dinge nou nie, maar Jesus liefde vir almal vanoggend en ek seën julle regtig met die beskermingshand van God oor julle. Mag hierdie siekte julle nie aanraak nie, in Jesus naam. Amen.